Here Jesus, dankie dat ons vanoggend net in die teenwoordigheid kan kom en kan weet dat die God is, Here Jesus. Dankie dat ons weet dat daar geen ander God as U is vanoggend. Hemelse Vader, ek kom net en ek bid dat U ons vanoggend sal seën, Here Jesus, dat wanneer ons vanoggend die woord hoor, Here, dat ons opnuut sal stig, Here, en dat ons opnuut sal wees. Here Jesus, ons moet net dankbaar wees, ons moet dankbaar wees vir wat ons het, ons moet dankbaar wees waar U nie op pad is met ons, Here Jesus, en net vanoggend U kan kom sit, Here Jesus, en U ervaar, Here. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is, Here. Dit is my hartsbegeerte dat elke persoon vanoggend, Here, net 'n ontmoeting met U sal, net sal weet God is in hierdie plek. Here, God is hier om vir elkeen van hulle iets te doen, Here Jesus. U is hier want U is die Almagtige, Here. Ek dank en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. So, ja. Ek is baie dankbaar vir elkeen van julle wat vanoggend hier is en ek glo in my hart dat as jy vanoggend baie mooi luister na wat ek gaan sê, gaan die Here vir jou 'n deur oopmaak. Want ons moet dankbaar wees. Dankbaar vir wat ons het. En nou kom ek verduidelik julle of gee 'n bietjie background van waar het ek gekom by vandag. So bietjie meer as 'n maand terug het ons een maandag aand kom bid. Terwyl ons besig is om te bid, hoor ek hoe die Here vir my sê, julle moet 'n dankbaarheidsfees hou. Nou probeer ek by myself uitfigure, maar Here, ek het nog nêrens regtig gelees van 'n dankbaarheidsfees in die Bybel of iets. En ons het dit was net so rukkie nadat ons die oesfees gedoen het en alles. En ek kom en ek begin bietjie gaan soek en ek kry niks wat regtig vir my nie. En ek sê vir die klomp die aand hoor hierso, ons moet 'n dankbaarheidsfees doen. Ek het nog nie al die details nie. Ek gee vir 'n datum en dit was nie vandag nie. Dit was eintlik veronderstel om te wees die naweek direk na Paasnaweek. Maar ja, toe besluit ek mos om Bosluiskoors te kry. So toe ek nou maar besluit om dit nie te doen nie. En wat amazing is die laaste 2 weke het ek geluister vir Pastor Dave. Die eerste week was ek nie hier nie, maar ek het sy boodskap geluister en verlede week het Pastor Dave gepreek en ek sit so en ek besef net maar dit moet hierdie naweek gebeur. En ek vertel vir hulle verlede week hoe dit moet hierdie week gebeur. Ons moet vir die Here kom dankie sê. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Jy en ek wat hier staan of sit, het soveel om net die Here voor dankbaar te wees vir wat hy vir ons gee. Elke dag is 'n blessing of 'n seëning uit God se hand uit. En terwyl ek so besig is, begin ek nou, okay, hoe gaan ons hierdie dankbaarheidsfees doen? En ek besluit, okay, soos julle op die uitnodiging gesien, die wat van julle wat omsien het ek gesê, ons gaan paai en slaai. Nou, almal het gedink, dit is baie snaaks dat ek skryf paai en slaai, maar ons gaan paai en slaai eet vandag, okay? Want dit is deel van dit. En saam met dit, het ek besluit, okay, maar hoe gaan ons nou, dat ek die gemeente betrokke kry, om hierdie dag saam met my te doen? Want jy wat hier sit, glo en vertrou ek het iets om voor dankbaar te wees. En ek gaan nou vir jou werk gee. Ons het ons muur geverf daar teen die kant in die week het André dit vir ons mooi geverf, net sodat ons op vandag op hom gaan skryf. So ek gaan elkeen van julle 'n geleentheid gee om op 'n muur te gaan skryf en te gaan sê waarvoor is jy dankbaar. Nou, dankbaarheid is vir my eintlik 'n groot ding in my lewe, want ek kan onthou toe ek nog by die skole betrokke was, het ek 'n Thank You Thursday gehad. En dit was my hoogtepunt vir die week. Ek het jou al vertel daarvan. Want op donderdae het ek al die kinders wat saam met my by hoërskool of gemies, wat nou gemies is, altyd was dit vir enige moeder was, het ek gemaak om dankie te sê vir iets. Okay? Of hulle nou wil of nie, en hulle het alles in hulle vermoë gedoen om daar uit te kom, want hulle is mos maar kinders, is mos maar skaam om vooraan. Ek het gesê, jy gaan, daar is iets waarvoor jy dankbaar is, jy sal bid. Al is dit net een sinnetjie, ek gee nie om nie. En so het ek hulle gemaak, bid. En so dit, dankbaarheid is iets wat groot in my lewe is, want ons het baie om voor dankbaar te wees. Weet jy wat, ja, ons het baie uitdagings op, maar as ons nie kan dankbaar wees vir dit wat ons het elke dag nie, hoe kan God ons seën met nog? Hoe moet hy vir ons
ons deure oopmaak as ons nie vir hom kan sê ons is dankbaar nie. So ek is vanoggend ongelooflik dankbaar vir elke een van julle wat hier is. Of jy nou miskien genooi is of ek is dankbaar dat jy hier is vanoggend, want ek glo uit my hart uit dat iets vanoggend in jou lewe gaan gebeur. As gevolg van jou dankbaarheid. En dan het ek besluit om dit nog verder te vat. So, daar's 'n witklip. Jy gaan 'n witklip vat en jy gaan op die witklip skryf, hoekom is jy dankbaar? So jy gaan net op die muur skryf en jy gaan op 'n klip skryf. Maar dan moet jy daai witklip vat waarop jy geskryf het met die koutjie. En jy moet hom iewers sit in jou huis, né? Hoor jy? Iewers in jou huis waar jy hom elke dag kan sien. So jy moet nie net op per ongeluk een keer in 'n maand sien omdat jy miskien 'n kas. As ek in jou huis kom en ek kan hom nie sien, is daar moeilikheid. Okay? Jy moet hom so sit sodat jy kan herinner wees dat jy dankbaar moet wees omdat jy lewe. Want ons het baie om voor dankbaar te wees. So die witklip verteenwoordig jou, gaan jou herinner by die huis om dankie te sê. So as jy wil negatief raak, wie's negatief? Kom, sê ek 'n bietjie wie's negatief. Nee, kom, julle moet nou 'n bietjie eers. Ja, moet nou so skyn heilig wees nie. Julle is almal sulke negatiewe mense. Ish, nou sukkel ek vandag met julle op hierdie Sondag, dit maak my mal. Okay, maar ons gaan nou maar sê julle is nie negatief nie. Maar die volgende keer as jy wil negatief wees, dan kyk jy na die klip hier, dan sê Here, ek het baie om vir dankbaar te wees. Ja, my uitdagings is groot, maar my God is groter. En as gevolg van die feit dat God groter is as jou uitdagings, kan jy dankbaar wees. Kan jy die Here loof, kan jy die Here prys, kan jy hom al die eer gee wat hom toekom. So ek gaan nou vanoggend vir julle uit 1 Kronieke 29, so as jy jou Bybel hier het, ek gaan jou 'n head start gee, kry so lank 1 Kronieke 29, dis die laaste deel voor 2 Kronieke. So as jy 2 Kronieke het, dan moet jy weet, is te ver, 1 Kronieke is net voor hom. Die heel laaste stukkie. Vers 10, 1 Kronieke 29 vers 10, gaan soos vol. 'n dankgebed van Dawid. Dawid het 'n lofprysing aan die Here in die teenwoordigheid van die hele vergadering uitgespreek. Sy woorde was: geloof sy U Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot in ewigheid. Die grootheid Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U Here behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk en dit berus by U om enigiemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God, ons prys U glansryke naam. Want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat U van ons gekry het. Net soos al ons voorvaders is ons by U sonder reg of aanspraak. Ons tyd op aarde is soos 'n skaduwee, dit gaan verby. Here ons God, al hierdie goed wat ons bymekaar gemaak het om 'n huis vir U heilige naam te bou, het ons van U gekry en dit behoort aan U. Ek weet my God dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê. Ek lê in opregtheid van hart al hierdie gawes gebring en nou het ek met vreugde gesien hoe U volk wat hierdie teenwoordig is, sy gawes aan U bring. Here God van ons voorvaders, Abraham, Isak en Israel, behou vir ons vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van die volk. Rig hulle harte op. Gee aan my seun Salomo dat hy met die volle oorgawe U gebooie, U verordeninge, U voorskrifte sal hou, dat dit alles sal doen en die tempel wat ek beplan het, sal bou. So Dawid wil baie graag die tempel gebou het. Maar die Here het gesê, Dawid, jy gaan nie die tempel bou nie, jou seun Salomo sal die tempel bou. Maar iets wat vir my so amazing is, hulle het amper fees gevier, almal het nou iets gebring om in die tempel te sit. Om die tempel mooi te maak vir God. En wat vir my so amazing is uit hierdie stuk wat jy lees is, eerstens het hulle besef dat, of sê Dawid, Here,
U het buitendien alles vir ons gegee wat ons het. So, dit wat jy het vandag, God het dit vir jou gegee. Die kar wat jy ry, die huis waarin jy bly, die klere wat jy, God het dit vir jou gegee. So as jy dit kan besef, dat jy moet dankbaar wees, want God het dit vir jou gegee, dan kan jy dit terugploeg in God se koninkryk ook. Want God sal vir jou sê, partykeer, so, jy moet nou 'n bietjie iets doen en miskien moet jy jou kar saai. Jy mag jou kar saai, hoor. Sorry, ja, ek spot sommer. Wat ook al God vir jou het, kan jy teruggee vir God se koninkryk. Enigiets. Die finansies wat jy het in jou bankrekening, is wat God vir jou gegee het. Niks wat jy het, kom nie van God af. Al dink jy nie so nie. God het alles gegee. En dan, saam met dit, kyk God na jou hart. God ondersoek jou hart. God ken jou hart. En dit is baie 'n groot verantwoordelikheid op ons. Wanneer jy enigiets doen, moet jy dit ons met oorgawe doen. Né? So as ek hier voor staan of preek, moet ek met oorgawe preek. Nou ek probeer my bes om met oorgawe vanoggend vir jou die boodskap te gee. Net so, as jy hiernatoe kom, moet jy met oorgawe vir die mense wat saam met jou in die kerk is, lief wees. Jy moet saam met jou medegelowiges wat in die kerk is, die Here loof en prys. Jy moet daar wees om die medegelowiges wat hier is te ondersteun, vir hulle om te gee en lief te wees. Maar God ken ons hart. So jy kan niks vir hom wegsteek nie. So as ek nou nie, gaan my tannie Sari hou nie, en ek sê, tannie Sari, jy is so, kyk hoe mooi dat jy nie binne is, dit die grootste leed wat ek dat nie, dan gaan die vyand, die Here weet dit. Die Here ken jou hart, hy sien wat binne jou hart is, so jy kan pretend so al wat jy wil, as jy skynheilig is jy skynheilig, daar is nie eens 'n ander woord vanoggend vir dit nie. So God ken jou hart. So jy kan ook pretend, ag ek is so dankbaar, maar hier binne, ek wens dat wil meer kom. Dis mos wat ons gewoonlik doen, ons wil meer hê. En ons wens dit, en ons het 'n hele lang wishlist. Wees dankbaar vir wat jy het. Wees dankbaar en wees dit met jou hele hart, want God kyk na jou hart. As ons harte reg is, as ons harte op God gefokus is, sal ons liefde hê, sal ons dankbaarheid hê, sal ons omgee hê, sal jy iemand anderste se nood raak sien. Dan gaan jy nie pretend, ag dan is hom jy so mooi nie. Jy gaan dit bedoel. Want ek en jy wat hier sit, as kinders van God, ons moet mekaar opbou en ons moet mekaar ondersteun en ons moet mekaar stig. Maar as niks vir my so erg as iemand wat fake is nie. Sorry, daar is nie 'n ander woord nie. Vals, daar is dit. Ek gebruik Engelse woorde. Jy kan nie vals wees vir God, want God weet in elk geval, so hard jy probeer om jy gaan my impres, dis soos Pastor David sê, hy weet, hierso lyk ek baie mooi, en ek smile, en is alles, maar hy weet wat ek agter die, waar ek jou hondskop in die kat knyp, en wat alles nie. Dis presies, hiervoor, jy kan ek pretend, alles is fijn, en jy is so oulik en awesome, maar hier diep binne weet God my hart, so hy gaan weet, jy lieg net vir jouself. So wanneer ons in dankbaarheid hiernatoe kom, moet ons elke dag opgewonde wees en blydskap in ons harte hê vir dit wat God vir ons doen. God ken jou hart, maak nie saak wat nie. En as jy
nonsens wil aanvang, moet jy nonsens aanvang, maar jy moet die gevolge daarvan kan dra. Ons moet waarlik dankbaar wees. Wanneer laas het jy oordentlik, en ek bedoel nou oordentlik dankbaarheid gehad? En dis hoekom ek hierdie dankiefees het. Ek het vanoggend hierdie woorde gesê, my vrou gaan my nou skiet, want ek gaan nou hele ding hier so kon uithaal. Hoor hierdie amazing woorde. Gratitude turns what we have into enough and more. Dankbaarheid verander dit wat jy het in genoeg. Sodat jy nie worry of jy nog het nie. It turns denial into acceptance, chaos into order, confusion into clarity. It makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Ek het my vrou sê ek het opgeskryf nie. Ons almal het 'n droom vir môre. Ons almal wil môre iets bereik. Ons almal het, wat gaan môre gebeur? Maar as jy nie eens kan dankie wees vir wat jy vandag het nie, hoe moet jy dankbaar wees vir wat môre kom? Nou, die van julle wat verlede jaar hierdie selfde tyd omtrent in die kerk was, sal onthou verlede jaar het ek gesê, ek was altyd die laaste paar jaar het ek baie nie gehou van my verjaarsdag nie. Dit was want ek het ouer geword. En ek het nie daarvan gehou nie. En toe beklei die Jesus met my, en hy vertel vir my, weet jy wat Petrus, hou op so selfsugtig wees dankbaar dat ek jou nog 'n jaar gespaar het. Jo, en toe. En toe besluit ek, okay, van nou gaan ek my birthdays celebrate. Ek gaan opgewonde wees as ek verjaar. Want dit is 'n blessing uit God se hand. Want ek het 48 sien ek môre. Ja, 48, ek lyk nog mooi nou. Ek lyk net 'n dag ouer as 21. Dankie. Weet jy wat? Dis wat jy maak van jou lewe. Ons kan nie so groot party hou vir oor alles wat verkeerd is en wat sleg is. Maar as jy daarop gaan fokus, you are busy destroying yourself. Jy maak jouself van binne af net dood. Jy moet lewe, want elke dag is 'n geskenk uit God se hand uit. Ek het, soos ek sê, ek het my 2 weke terug toe, ontdek ek nou, ek het bosluiskoors. En ek was nou nie baie happy daaroor nie. Maar dit het my tyd gegee om te dink. En partykeer is dit wat God doen, hy gee jou net bietjie weer perspektief op die lewe. En ek het rustig geword. En jy gaan mos deur sulke fases nou as jy siek is. Jy kry jou goeie dae en jou slegte dae. Nou ek het nog nooit van die ek gaan nou krous wees, maar ek hou nie van die woord waarheid nie. Dit is aklig. Nou vir 10 dae lang was dit al wat ek was. As gevolg van pille en hoofpyn, en jy voel misslik. Maar net alles het ek besef, weet jy wat, ek is eintlik so gebless. Ek het 'n amazing vrou wat vir my omgee, wat uitkyk vir my. En elke dag seker maak ek drink my pille, of ek het nou wou drink of nie. Maar buiten dit alles het ek net soveel om vir dankbaar te wees. Ons het 'n amazing kerk, waar ons die Here kan kom loof en prys. Julle het 'n amazing band wat hulle beste kom gee om julle te kom lei in worship. Ons is gebless met 'n amazing pastoor, Dave, wat vir ons kan boodskappe bring, wanneer die kerk kan aangaan. Dinge kan gebeur. Want God is in beheer.
So God kyk na jou hart vanoggend. En ek wil vir jou vanoggend sê, wees dankbaar vir wat jy het. Wees dankbaar vir die klein goedjies en die groot goed. Môre is nie 'n gegewe nie. As jy te sê, jy gaan môreoggend opstaan. Maar wat gaan dit wees? Of gaan dit nie goed wees? As jy weet die laaste keer wat jy op aarde was dit vol blydskap nie. Vol vreugde. Nou, ek wil hier met na Markus 12 toe gaan. Markus 12. Matteus, Markus 12. Nie Lukas 12, nie Markus 12. Markus 12 vers 41 gaan die volgende. Jesus het toe reg oor die offergawekus gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekus gegooi het. Hulle het almal uit die oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe. En nou vraag ek my, jy praat van pastoor nie oor geld praat nie, die pastoor gaan oor geld praat nie. Ek wil eintlik vir jou vertel dat hierdie vrou, die weduwee, het alles gegee. Sy het met die regte gesindheid, met die regte hart gegaan. En daarom sal sy geseënd wees. Daarom sal God vir haar sorg. En ek en jy moet presies dieselfde wees. Ek en jy moet daai dankbaarheid, daai opregtheid in ons lewe hê, elke dag wanneer ons iets doen. Die geleenthede wat ons het. Ek dink ek het nou gehoor, my vrou het gesê van, die vrou wat verlede week, was sy by die partytjie gewees, of by die plek gewees, en iemand moes vir 5 minute staan, en die vrou het so tantrum gekom, en sy vir 5 minute moet staan, voordat sy kan sit. En sy wat in 'n rolstoel was, is so dankbaar dat sy weer kan loop. Sy het so vir die vrou gesê, wat is jou probleem? Ek wil ook partytjie vir mense, wat is jou probleem? Die lewe is 'n lied, man, sing. Wees dankbaar vir wat jy het. God seën jou, God bless jou. As ons daai mindset kan hê in vandag se lewe, waar ons waarlik vir mense kan wys wat dankbaarheid is. Ons is so omring deur negativiteit. Ons is so gefokus op negativiteit. Maar as ons fokus van die negatiewe goed kan opsit, op die positiewe goed kan ons meer dankbaar wees vir wat God vir ons doen. Daarom as ek en jy gaan begin dankbaar, seg en toepas in ons lewe, dan gaan die Here ons bless. Dan gaan die Here vir ons deure oopmaak. Dan gaan die Here vir ons wys wat om te doen. Maar ons oë is gefokus op die wêreld. As ek jou nou wil negatief hê, vanoggend, dan gaan ek een woord gebruik. Petrolprys. Dis al wat jy hoor mense oor praat vandag is die petrolprys. Wanneer praat ons oor die goedheid van God? Die guns wat God ons gee. Ag, het jy al weer sien die petrolprys gaan op? Ja, en kan jy iets aan doen? Nee, so. Wat jy wel aan iets kan doen, is jou gemoedstoestand. Want jy kan die Here loof, en jy kan die Here prys, en jy kan hom eer gee, en jy kan hom dankie sê vir al jou blessings, al jou seëninge wat jy het. Dankie vir elke kraak in my beide bene.
Dankie dat ek nie meer so mooi kan sien nie. Ten minste kan ek nog sien, met behulp van 'n bril. Dankie, ek kan loop. Dankie, ek kan skryf. Dankie, ek kan praat, joh. Gou een ding. Wie van julle dink jy dit erg op die aarde? Hou's daai mense dood? Wie dink jou lewe is die ergste? Daar agter is iemand. Jy is die enigste true person hier. Okay. Maar in elk geval dan, ons almal dink ons lewe is so erg. Kom ek sê jou gou geheimpie. Die ou langs sy lewe is al erger as jou. Het jy jouself daarna al ingedink? Wie het gisteraand in 'n warm bed geslaap? Almal. Wie het vanoggend dalk 'n koppie koffie gehad of tee of iets? Okay. Wie het iemand wat hulle kos gegee het of wat hulle gisteraand en vanoggend dalk iets geëet? Wie? Almal, né? So, hoekom is jy ondankbaar? Want daar's mense wat op die straat bly, wat in die koue moet bly, wat geen kos gehad het gisteraand nie, wat geen niks het nie. Maar sien jy dit? Nee. Ek sê vir van hulle is dankbaarder as ons. Jy het 'n kar. Jy het met 'n kar vandag hiernatoe gery. Wat daai duur petrol en net wat jy so oorkla. Maar jy het gery met hom. Ja. Ek sukkel met julle. Ons is veronderstel. En dis nou my, en so, ek preek vir myself hier so, weet dis is kom, ek kan negatief raak. Ons is veronderstel op die top van die grootste, hoogste gebou te gaan, of die berg, of die iets wat daar buite is, en uit te besyn hoe goed God is vir ons. Want sy goedheid en guns sal ons elke dag volg van ons lewe. Ek moet dalk net soos dat ek gaan val. God se liefde is oneindig en groot. Ons het genoeg om voor dankbaar te wees, so hou om nie dankbaar te wees nie. So jou klippie gaan jou herinner om elke dag dankbaar te wees. En ek beloof ek gaan jou kom kyk en as jy nie sien wat ek kan sien, gaan ek kwaad wees. Ek onthou nie so. Liefie? Jy moet 'n foto, jy maak die foto geen, jy moet almal se foto's neem. Okay. Ons het regtig julle, en ek weet, ek maak dis eintlik so ernstig vanoggend. Want as ons dankbaarheid kan hê, kan ons lewens verander van mense om ons. Nou sien ek iets wat ek nie moet sien. Rory Haan en David sit onder 'n kombers. Wat te meer? Wat se blessing het hulle? Dan word hulle klaar. En hy met pappa sit op sonder. Hy moet kyk. Mag ons dankbaar begin wees vir elke dag wat ons het. Kan ons begin op die positiewe goed, die mooi goed in die lewe fokus en nie op die slegte goeders nie. Daar's baie negatiewe goed, daar's baie slegte goed, maar daar's baie meer mooi goed. Hoekom? Want God is in beheer daarvan. Ons het 'n hoender. Nie ons nie, die bure het 'n hoender. Maar die hoender klink soos 'n olifant, soos my vrou sal sê. Hy klink baie sleg. 2 uur in die oggend.
2 uur in die oggend. Weet jy wat? En ek het al gedink, ek gaan hierdie hoender gaan soek. En dan gaan hom slag en gaar maak. Maar weet jy wat? Eintlik moet ek dankbaar wees, want ek kan die hoender hoor met sy stem wat Jesus. Al is dit 2 uur in die oggend. Ons het regtig, hele mense, ons besef nie eintlik waarvoor het ons soveel dankbaarheid nodig nie, en kan ons dit hê, maar ons is nie. So ek hoop regtig vanoggend, inspireer ek om weer die mooi goed in die wêreld raak te sien, om goed voor dankbaar te wees wat jy het. Ek wil vir julle afsluit met hierdie, wil jy met na Psalm 111 toe gaan, Psalm 111. Oeps. Psalm 111. Psalm 111 sê die volgende: Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen, getuig van trou en reg. Al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewaar, sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig, dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Wanneer ek en jy die Here loof en prys? Wanneer ek en jy die Here dit gee wat hom toekom? Stig dit. Dit maak jou beter. En dis waar ek vanoggend is. Kan ons as 'n gemeente begin om die Here te dien? Kan ons as 'n gemeente begin om vir die Here dankie te sê vir dit wat ons het? En as jy vandag net 'n besoeker is, mag jy dit vandag saam met jou vat op jou pad vorentoe, om elke dag dankbaar te wees vir dit wat jy het. So vanoggend, wanneer jy die geleentheid het om op daai bord te skryf, of daai muur, gewoonlik mag jy as 'n kind nie op 'n muur geskryf het nie. Vandag gee hierdie pastoor jou toestemming om op die muur te skryf. Hoe amazing is ek? En dan gaan skryf jy daarvoor waarvoor jy dankbaar is. Ek weet, eintlik gaan ek een ou stuur en ek gaan na hele muur kan volskryf, want ons het almal soveel om voor dankbaar te wees. Maar ek wil jy moet vanoggend dieper gaan as net, ek is dankbaar ek kan sien en ek is dankbaar ek kan hoor daai tipe. Gaan diep. Want weet jy wat? Weet jy hoekom doen ek daai muur? Die muur is daar. Miskien kom jy eendag hier in en jy vergeet van jy moet dankie wees. Maar as jy daai muur sien of jy lees iets op daai muur, inspireer dit jou of gee dit weer moed om aan te gaan. Want as ons dankbare harte het, inspireer dit ons. Wanneer ons dankbaarheid in ons hart het, dan voel ons weer goed. En dis waaroor dit gaan. Sodat wanneer jy 'n afdag het, en jy miskien op die muur iets raak lees, onthou jy dalk van, ja, ek het eintlik so baie om vir dankbaar te wees. So vanoggend gaan ek jou die geleentheid gee om te gaan skryf. Daar's 'n hele paar plekke, jy kan gaan skryf, jy kan regtig doen. En jy moet vir jou 'n wit klip vat. En jy kan op hom ook skryf. En dan vat jou huis toe, dan gaan sit jou, jy moet hom eintlik in jou klerekas sit, so elke oggend, ek hoop jy trek elke dag klere. Elke keer as jy jou klere in, jou klerekas oopmaak, dan sien jy, dan sê jy, okay, ek moet dankbaar wees vir die klere wat ek vandag kan aantrek, maar ook vir al die ander blessings wat die Here vir my gee. Of sit hom op jou bedkassie, iewers net waar jy hom kan sien. Nee, wag, ek het 'n beter plek, sit hom in die yskas.
Want almal gaan ten minste een keer 'n dag yskas toe. Weet julle wat? Ons moet lag. Ons moet 'n hart van goud hê, ons moet opgewonde wees, ons moet dankbaar wees vir dit wat God vir ons gee. Want ons het genoeg om voor dankbaar te wees. So vanoggend gaan ek saam met jou bid. En onthou nou net, as jy nou daar is op daai boompie, muurtjie skryf, God ken jou hart. En ek wil jy almal moet skryf. Of jy nou vandag net 'n besoeker is, maak nie saak nie, gaan skryf op daai muur. Vat vir jou 'n klip. Maar ek hoop en vertrou dat jy dit so geniet het volgende dat jy gaan terugkom. Want ons is 'n familie hier. Ons gee om. Ons het baie liefde om te gee. My vrou, ek vertel ek as my vrou sê van, ek is soos 'n taxi. Daar's altyd plek vir nog een. Okay? So daar's nog plek vir baie. Kry jy 'n plek om te sit, jy kan nie binne opkom sit, die musiek gaan luister. Wees net dankbaar. Dis alwaar vanoggend gaan. Want ek is ongelooflik dankbaar vir wat ek het. Amen. Kom ons sit net so. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vanoggend in die huis van die Here te wees. Wat 'n voorreg is dit om U te ken. Wat 'n voorreg is dit om te weet dat daar geen ander God is as U nie. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend in die kerk is. Here, van die jongste wat daar buite is tot die oudste wat hier binne is. Here, kom ek net en ek eer en loof en prys U, Here, want U is groot, U is magtig, U is wonderbare God, U is die raadsman, U is ons leidsman, U is ons stuurman vanoggend, Here. En daar is nie iets anders as om dankbaar te wees, Here. Here, dankie dat ek weet dat daar geen ander God is nie. Here, dankie dat ek weet my God lewe, my God gee om en my God is daar vir my, my liefde vir my, Here, want U was bereid om aan die kruis vir my sondes te sterf, U was bereid om my hele lewe te verander. Maar my Vader, vanoggend kom ek net en ek vra, Here, dat U ons sal seën. Seën ons vandag. Here, seën die kos wat daar voorberei is. Here, seën dit tot ons liggame en wees net 'n blessing vir elke persoon wat hier is, Here. Dankie, Here, vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat ek vanoggend U woord kon bedien met soveel oorgawe, met soveel liefde. Here, dankie dat ons weet môre gaan ons weer probeer. Dankie dat ek weet dat U daar is. Here, ek bid vir elke persoon en ek smeek U, Here, bring dankbaarheid in ons harte. Dankbaarheid vir alles wat ons het, Here. Here, gaan nou verder vanoggend met ons, lei ons, bewaar ons, beskerm ons, en dankie vir alles, Here. Ons eer en loof en prys U daarvoor, in Jesus naam.